Hallo julle, en as jy nou so ver gekom het jy dit nou al gemaak deur episode 1 wat Tetelestai was, episode 2 was leef vanuit die oorwinning waar ons geleer het hoe ek nou Tetelestai vat en hoe ek nou begin as 'n oorwinnaar stap. Nou episode 3 is geen veroordeling nie. Geen veroordeling nie en ek wil net hierdie by julle bring. Het jy al ooit gevoel jy is te vuil om na God toe te gaan? Jo, nee, jy is te vuil om na God toe te gaan, dat jy weer gevuil het, jy het geval met jou sonde, jy het weer dieselfde foute gemaak, en nou voel jy, God is teleurgesteld in jou. Maar wat is die stem wat jou wegdruk van God? Dis nie die stem van God nie. Kom ek lees vir julle in Romeine 8, en ek moet hom gou kry, kom ek lees vir julle in Romeine 8, wat is die stem wat God het vir ons, wat is sy hart? Romeine 8 vers 1 sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Okay, so ek gaan dit weer in punte opdeel. So punt 1 is, wat is jou veroordeling? Vraagteken. So kom ek wys julle, wat is die verskil tussen condemnation en conviction? Want onthou, Satan doen condemnation. Die Heilige Gees doen conviction. So condemnation attack jou identiteit. Dit maak jou skaam voel. Dit laat jou wegkruip. En dit sê, you are a failure. Waar die Heilige Gees convict, wat spesifiek is op iets, dit is loving, dit restore jou, en dit leads jou to repentance. So God openbaar sonde om jou te herstel, nie om jou weg te stoot nie. As ons hierdie punt vang, beweeg ek na punt 2 toe. Punt 2 is, die eerste reaksie van skaamte is om weg te hardloop. Wanneer ons skaam is, hardloop ons weg. En eintlik kan ons hier kyk na Adam en Eva in Genesis 3. Toe hulle nou die vrug geëet het en hulle is ewe skielik skaam, het hulle gaan wegkruip. Hulle was skaam en hulle het veer in hulle harte gehad. Baie mense bid die minste wanneer hulle die meeste vir God nodig het. Hoekom? Want skaamte laat jou wegkruip. Nou daai ene slaat hard. As ons Romeine 8 vat, dan hoor ons dat ons moenie meer skaam wees nie. Ons is nie gekondem nie. Ons is geconvict van ons sonde, maar nie gekondem nie. God maak ons nou nuut. En wat het ons gelees, ons lewe in daai oorwinning. Punt 3, né? Petrus het ook geval, maar Jesus het hom gesoek. So, toe Petrus geval het, hy het Jesus 3 keer deny, en hy het dit in publiek gedoen, so hy was ook skaam gekry, en hy emotionally broke down. Maar Jesus het toe, in Ascension, wat ons gister gehad het ons gehoor dat Jesus het hom 3 keer gevra, het jy my lief? En in daai 3, ja, ek het u lief, het Jesus hom gerestore, want dit is wat Jesus doen. Hy convict jou nie, hy condemn jou nie, hy convict jou van, ja, jy was verkeerd, maar kom ek herstel jou. So, wanneer ons fail, maak Jesus weer reg. Jesus het nie opgestaan uit die dood om jou permanent in skaamte te hou nie. As die kruis sterk genoeg was om jou sonde te dra, en dit het ons in Tetelestai gehoor, die kruis was sterk genoeg om ons sonde te dra, dan is dit sterk genoeg om jou te herstel, om jou weer te herstel te bring. Okay? En wanneer ons hierdie verstaan, gaan ons na punt 4 toe. God wag nie vir jou om eers jouself reg te maak nie. Hier wil ek vir jou leer dat come boldly, come broken, come honest, maar solank jy net nou kom. En dit lees ons in Hebreërs 4 vers 16, dat ek net gou daar uitkom.
Hebreërs 4 vers 16 sê, en ek lees dit in Engels, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Solank ons net kom, okay? Dit is nie fix yourself first nie, dit is kom net. Kom soos jy is. 'n Praktiese toepassing vir hierdie is, baie van ons het struggles met porn, anger, addiction, depression, failure and repeated sins. En hierdie is, die antwoord op failure is nie om weg te hardloop of om weg te kruip nie. Dit is om terug te hardloop na Jesus. So wat ek vir jou hier probeer sê is, dit is volbring, ons lewe in oorwinning, maar wanneer ons fail, hardloop ons terug na Jesus. Ons hardloop nie in skaamte weg nie, ons hardloop terug na Jesus. Party mense kyk na hulle sondes, né? En dink, God kyk net so hard daarna. Maar God kyk na wat is gedoen op die kruis. Jy is nie verder weg as genade kan bereik nie. Besef daai, kry dit in jou kop, dat jy is nie so ver weg, dat die kruis niks beteken het nie. Dat Jesus het vir jou gesterf. Okay? So, ek wil hê jy moet nou vandag wegvat, uit hierdie deeltjie uit, dat jy is nie jou verlede nie. God vergewe jou elke keer as jy repent. En ja, wanneer ons val, sê ons jammer. En onthou, God sê, ek vergewe jou en ek dink nooit weer daaraan nie. So condemnation, wat Satan bring, pushes you away. But grace pulls us closer. Skaamte laat jou wegkruip, maar genade roep jou nader. Dis in Afrikaans. You are not your worst moment. In rugby as jy 'n fout maak en jy bly dink aan ek het daai ou misgetackle, dis kom maar 3 was. Glo my, jy gaan nie die game kan verder speel nie, want jou brein gaan die hele tyd dink. Maar wanneer jy dit regmaak, jou volgende opportunity wat jy kry, maak jy reg. Dan lewe jy vorentoe, jy bly nie terugdink nie, want dan gaan jy bly, as jy bly terugdink, gaan jy bly tackles mis en jy gaan begin foute maak. Maar wanneer jy dit afskryf, sê, okay, ek het 'n fout gemaak, ek maak nou reg, dan lewe jy vooruit, jy streef vooruit. En laaste ene, Jesus restores people who are broken. People who fail, people who make mistakes, Jesus restores them. En vandag, kom ons bid, want dit is awesomeness vir ons. Here Jesus, ek bid vir die persoon wat hier kyk, Here, dat U hulle sal vrymaak van skaamte, Here, dat hulle kan terughardloop na U toe, Here. Ek bid vir healing of any guilt wat hulle voel teenoor hulle self, of teenoor iemand anders, dat U dit sal afbreek. Maar Heilige Gees, ek bid nou dat U sal inkom en restoration sal plaasvind in hierdie persoon se lewe. Here, ek bid vir die courage dat hulle sal terugbeweeg na God toe, Here, dat hulle terug sal kom na U toe en nie wegkruip in skaamte nie. Here, maar ek bid dat die revelation of grace sal plaasvind op hierdie oomblik, Here. Dankie vir dit, dankie dat ons nou by U voete net kan wees. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U vir ons reeds oorwin het. Amen. Dankie dat jy gekyk het tot hier, en episode 3 was eintlik very awesome geweest, want nou lewe ons in grace, ons lewe in hierdie oorwinning alreeds, en wanneer ons val, staan ons op. Episode 4 is die laaste episode, en dit sal nou wees, vernuwe jou gedagtes elke dag.